Goeiemôre broers en susters, baie welkom by die erediens vanoggend en mag dit vir elkeen van ons ook 'n goeie ervaring en goeie belewenis wees om vanoggend hier saam te wees in God se teenwoordigheid. Ons begin oudergewoonte met 'n toetrede lied, vonk 136. Ons sing dit 2 maal en dan bly ons staan vir die foto met die seun en dan direk daarna Gesang 439, verse 1 en 2. Nie deur mag en krag sal jy slaag nie, maar deur my gees, sê die Here die Almagtige. Geliefdes, genade vir julle en vrede van God ons Vader, van Jesus Christus die Here en van die Heilige Gees. Amen. Broers en susters, 'n kind van God leef gehoorsaam aan hom. Dit is nie altyd moontlik nie, omdat ons mense is en van nature daartoe geneig is om te sondig. Die apostel Paulus sê ook dat die goeie wat hy wil, doen hy nie, maar eerder dit wat hy nie wil nie. Daarom is dit nodig dat ons voortdurend ons lewe meet aan die wet van die Here. Wanneer ons dit doen, dan besef ons dat ons nie altyd ongehoorsaam is aan God wat dit vir ons vra en ons in Jesus Christus kom leer het nie. Kom ons bely ons skuld deur elk soos volg in sy hart te spreek. Neem Heer my hart en reinig my. U laat u gees hier binne in my bly. Heer, help my om altyd u te eer. Maak my gehoorsaam, Heer. U het my eerste in genade gevind. Dit is die wonder. Ek is steeds u kind.
Ek lê my lewe voor U neer, maak my gehoorsaam, Heer. Nou dat ons besef dat ons skuldig voor God staan, kom ons bely ons skuld deur saam te sing uit Psalm 130 vers 2, die Lina Spies weergawe. Broers en susters, ons het sopas in ons lied ons sondes voor God bely. Hoor dan God se genade uit Romeine 10 vers 9 en 10. As jy met jou mond bely dat Jesus die Here is en met jou hart glo dat God hom uit sy dood opgewek het, sal jy gered word. Met ons hart glo ons en ons word vrygespreek. En met die mond bely ons en ons word gered. Laat ons ons geloof bely. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het, en begrawe is en ter helle neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. Ons het bely dat Jesus Christus deur sy lyding, sterwe en opstanding vir ons die ewige lewe verwerf het. Laat ons sing van God se ontferming oor ons. Kom ons sing Gesang 434 verse 1 tot 3.
Gemeente, ons skriflesing vanoggend is uit Matteus hoofstuk 16. Ons gaan lees vanaf vers 13 tot 20. En die opskrif hier is die belydenis van Petrus. Toe Jesus in die streke van Caesarea Philippi kom, het hy vir sy disippels gevra: "Wie sê die mense is die seun van die mens?" Hulle antwoord: "Party sê Johannes die Doper, party Elia, party Jeremia of een van die profete." "Maar julle," het hy gevra, "wie sê julle is ek?" Simon Petrus het geantwoord: "U is die Christus, die Seun van die lewende God." "Gelukkig is jy, Simon Bar-Jona," het Jesus vir hom gesê, "want dit is nie 'n mens wat dit aan jou geopenbaar het nie, maar my Vader wat in die hemel is. En ek sê vir jou, jy is Petrus, en op hierdie rots sal ek my kerk bou, en die magte van die doderyk sal dit nie oorweldig nie. Ek sal aan jou die sleutels van die koninkryk van die hemel gee, en wat jy op die aarde toesluit, sal in die hemel toegesluit bly, en wat jy op die aarde oopsluit, sal in die hemel oopgesluit bly." Toe het Jesus sy disippels beveel om vir niemand te sê dat hy die Christus is nie. Ons lees tot sover. Gelukkig is elkeen wat die woord van die Here hoor en elke dag ook daarvolgens lewe. Gemeente, kom ons bid saam. Driemaal heilige God, Vader, Seun en Heilige Gees, ons raak vanoggend stil voor U, Here, omdat ons klein en nietig is en teenoor ons staan U wat die heilige en die almagtige God is. Die ewige, onbegryplike wese. Maar Here, ons dankie ook vir U genade. Dankie dat U deur U genade aan ons die vrymoedigheid gee om na U toe te kan kom. Om voor U te kom staan en ons harte voor U uit te pak. Here, U ken elkeen van ons. U weet wat in elkeen se gemoed aan die gang is. U weet waar daar blydskap is. U weet waar daar kommer is, hartseer, vrees, alleenheid. En so vra ons, Heer, dat U vanoggend elkeen se hart sal aanraak. Dat U aan die woord kom vanmôre deur U Gees en met ons praat. Dankie, Here, vir geloof. Dankie dat U U Gees as gawe aan die kerk gegee het om ons te help glo. Want ook daarin sien ons dat U nie van ons vergeet het nie en dat U so ook U belofte nagekom het toe U beloof het, U stuur vir ons 'n trooster. Ons vra, Here, dat U dit sal stilmaak in ons en dat ons vanoggend sal luister. Maar ons vra ook vir U dat U sal troos waar daar hartseer is. Here, waar U van U kinders na U toe teruggeneem het en familie so 'n geliefde verloor het, vra ons dat U hulle ook sal seën met U teenwoordigheid en troos. Dat U hulle ook sal dra, Here, deur 'n moeilike tyd. Ons vra ook dat U sal wees by elkeen wat siek is, wat moedeloos is oor hulle siekte, wat voel dit gaan nie verby nie, hulle word nie gesond nie. Gee ook vir hulle die krag, Here, wat hulle nodig het. Dit alles vra ons
in die naam van Jesus Christus, ons rots en ons verlosser. Amen. Die teks vir die prediking is Matteus 16 vers 17. Gelukkig is jy, Simon Bar-Jona, het Jesus vir hom gesê, want dit is nie 'n mens wat dit aan jou geopenbaar het nie, maar my Vader wat in die hemel is. Oor God praat mense op verskillende maniere. Een van die maniere waarop mense oor God praat, is om antwoorde op hulle vrae te kry. Hulle sou byvoorbeeld vra, waar kom God vandaan en van wanneer af bestaan God? En dan soek hulle antwoorde op hierdie vrae wat logies is en wat sin maak. Ander sou weer sê dat God elke nou en dan die mensdom straf deur natuurrampe. Daar is oorstromings, storms, brande. En dan probeer hulle vir God in terme hiervan verklaar, en terselfdertyd dink hulle ook aan 'n mens se verhouding met God en sê, wat is die mens dan vir God werd, wanneer God sulke dinge aan die mens doen? En onmiddellik word dan ook 'n etiket om God se nek gehang, en mense probeer daarmee sê, dat hulle vir God 100% raak beskryf. Dit wat hulle oor God sê, dit is hoe hy is. Daar kan niks meer oor hom gesê word nie. Dis hoe hy is, en dit is hoe ons hom maar moet verstaan. Want die manier waarop ons hom beskryf, moet vir ons logies wees. En dit moet sin maak, dit moet inpas in ons verwysingsraamwerk. Die antwoorde wat ons kry op ons vrae, sal ons besluit is reg of verkeerd. Hoor mooi, wie is die middelpunt hier? Ek. As my vrae beantwoord word, en ek het vrede met die antwoord, dan is dit die regte antwoord. Om so oor God te praat, en om oor hom te dink, is niks anders, broers en susters, as om te filosofeer oor God nie. Om hom te kan meet, en te sê, dit is waartoe God in staat is. Dit is om hom te definieer, en om te sê, dit is wie God is. Om hom in 'n definisie saam te vat en te sê, maar dit beskryf vir God ten volle. Hierdie gesprekke voer mense uit hulle eie uit. Uit hulle eie krag en in hulle eie verstand. Want dit is dinge wat hulle moet verklaar en beskryf. Dinge wat hulle moet kan verstaan. 'n Ander manier is dat mense oor hom praat sonder dat hulle dit eers weet. Hoeveel keer misbruik mense nie die naam van die Here nie? Gebruik dit as 'n kragwoord. En dit het al so gewoonte geword, dat hulle nie eers meer hoor, hulle sê dit nie. God se naam het vir hulle geword, soos enige ander woord. Daar's nog 'n manier om oor God te praat. En dit is om in die geloof oor hom te praat en met hom te praat. Om met geloof oor God te praat beteken dat daar altyd 'n maar in my sin is. Ons gesels met mekaar oor waar God vandaan kom. Ons hou lang debatte daaroor en dan besef ons op die ou end, ons kan sê wat ons wil, maar God
is nog altyd daar. Ons gesels met mekaar oor waarom dinge in ons lewens gebeur. Dit voel soms of God ver van ons af is, of hy dalk by tye van ons vergeet en op ons eie laat. Maar ons weet, dit is nie so nie, omdat ons die versekering uit sy woord kry. Hy is altyd by ons. Ons wonder soms, hoe lank nog voordat die Here uitkoms gee uit watter nood ook al. Ons wag nou al hoe lank, ons bid nou al hoe lank. Dit raak soms vir ons 'n krisis, maar ons weet, daar is 'n verhouding tussen ons en God, en hy laat ons nie in die steek nie. Praat met mekaar oor Jesus se opstanding uit die dood. Ons raak 'n klomp vrae daaroor, maar tog glo ons, dit het wel gebeur. Ons het dit nie lank gelede nie tydens Paasnaweek herdenk, en ook verlede week toe ons by die tafel van die Here aangesit het, en die nagmaal gebruik het. Dis wat ons glo. Dit is wat ons aanhou glo. Hoekom? Omdat wanneer ons oor God praat, dit nie filosofie is wat ons gesprek dryf, of die gedagte dat ons hom wil verklaar en antwoorde op hom kry nie. Ons gesprek word eerder gedryf deur geloof, om die troos te vind dat hy die God is wat ons liefhet en vir ons sorg. Wanneer ons oor God praat in die geloof, is die doel nie om vir God te verklaar nie, maar eerder om hom te bely as die almagtige, die heilige en die enigste God. Daar is duidelike grense tussen hierdie maniere oor hoe om van God te praat. En hierdie grens wys Jesus baie duidelik aan in die gedeelte wat ons gelees het. Hy tref onderskeid om oor verskillende maniere oor God te praat. Hoor mooi. Wie sê die mense is die seun van die mens? Wie sê die mense is ek? En nou antwoord die disippels hom, en in die manier waarop hulle antwoord, kan jy hoor dat daar by die mense twyfel bestaan hieroor. Sommige sê u is Elia, ander sê weer u is Johannes die Doper, en ander sê weer u is Jeremia, of een van die profete. Mens hoor in die disippels se antwoord, die mense weet nie regtig nie. Hulle twyfel, hulle spekuleer maar. Hulle kan nie met sekerheid sê nie, hulle wonder maar wie u is. Vir hulle is u maar net nog 'n profeet. Nog iemand wat deur God gestuur is om met sy kinders te kom praat. Hulle probeer u verklaar in terme van dit wat hulle ervaar, of van dit wat hulle oor u dink. En nou gebeur daar iets ernstig in hierdie verhaal, wanneer Jesus vir sy disippels vra wie hulle dink hy is. In Jesus se manier van vra, hoor ons dat hy 'n ander tipe antwoord verwag as wat die mense sou gee. En selfs hierdie vraag van Jesus begin met maar. Die mense sê dit en dit en dit, maar julle, wie sê julle is ek? As ek vir die mense maar net nog 'n profeet is, wie is ek vir julle? Met die maar in Jesus se vraag verwag hy iets anders. Iets anders in die antwoord wat die disippels vir hom gee, as wat hy hoor in die antwoord van wat die mense sê.
Hy verwag dat hulle oor hom sal dink in die geloof en nie om hom te verklaar of te dink hulle kan dit sê oor hom en dan het hulle alles oor hom gesê wat daar te sê is nie. Dis dan ook die antwoord wat Petrus namens die disippels gee. U is die Christus, die Seun van die lewende God. Hierdie antwoord, broers en susters, is nie net 'n antwoord op Jesus se vraag nie. Dit is iets wat diep vanuit 'n mens se hart kom. Hierdie is 'n belydenis. Petrus sê hiermee wat hy glo en waarvan hy vas oortuig is. Dieselfde gebeur ook waar Jesus aan sy disippels verskyn na sy opstanding en hy vir Thomas nooi om nader te kom kyk na die merke in sy hande en voete, sodat hy op daardie manier vir Thomas kan help om te glo. En voordat Thomas nader gaan bely hy, my Here en my God. Met Petrus se belydenis vat hy 'n baie groot kans. Hy waag as ware sy lewe wanneer hy vir Jesus bely as die Seun van God. In die oë van die Romeinse owerheid stel Petrus met hierdie belydenis vir Jesus gelyk aan die Romeinse keiser. Vir die Romeine sou Petrus se woorde gewone antwoord gewees het. Vir Jesus is dit 'n belydenis. Die Romeine het geglo dat al hulle keisers seuns van die gode is. En nou sê Petrus, Jesus is die Seun van God. En hy sit so iets hierby. U is die Seun van die lewende God. Anders is julle gode, wat dood is en niks beteken nie. Ons God lewe. Hierdie is nie iets wat 'n mens uit jou eie uitdoen nie. Die antwoord wat Petrus hier vir Jesus gee, deur te bely, is nie iets wat hy uit sy eie uit kan doen nie. Dit is alleen onder leiding van die Heilige Gees dat ek my geloof in God kan bely. Dis alleen met geloof wat ek kan sê, U is die Christus, die Seun van die lewende God. Of soos Thomas bely het, my Here en my God. Jesus reageer op Petrus se antwoord deur eerstens vir hom te sê, gelukkig is jy, Simon, seun van Johannes. En hierdie gelukkig beteken nie net om bly te wees nie. Dit beteken ook om op 'n goeie plek in jou lewe te wees. Om blydskap en gelukkigheid te beleef, daar waar jy elke dag in jou lewe gaan. Hierdie antwoord van Jesus aan Petrus kan ons ook soos volg uit die Grieks uitvertaal. Gelukkig of geseënd is jy, Simon, seun van Johannes, want dit wat jy nou net gesê het jy nie gehoor by vlees en bloed nie, maar by my Vader wat in die hemel is. Dis God wat jou gehelp het om te sê wat jy nou net gesê het. Weereens, Jesus trek in hierdie gedeelte 'n duidelike streep tussen die verskillende maniere hoe ons oor God kan praat. Een manier is bloot 'n antwoord wat ek gee, wat is soos 'n antwoord op enige ander vraag. Ek kan met al my kennis die regte antwoord uitdink en is genoeg. Maar dit is dan ook niks meer as net 'n antwoord nie. Gelukkig kan ek ook
op die ander manier antwoord. Deurdat hierdie antwoord nie net met my verstand te maak het nie, maar ook met my hart. Ek kan die gawe van die geloof, wat God deur sy Gees vir my gee, gebruik om te antwoord, en dan word hierdie antwoord baie meer as net 'n antwoord. Dit word 'n belydenis. Dit word iets waarmee ek teenoor die wêreld getuig van die grootheid van God. Dit word iets waarmee ek vir die wêreld vertel dat God te midde van sy heiligheid en sy almagtigheid steeds met my wat klein en nietig is in 'n verhouding staan, my wil help en dat hy hom nie skaam vir my nie. Ek vertel dit op so 'n manier en ek leef dit op so 'n manier dat mense rondom my kan sien. Ek self glo dit ook. Ek is vas oortuig daarvan. Wanneer Jesus opvaar na die hemel, dan sê hy vir sy disippels dat hy vir hulle 'n trooster gaan stuur. Vandag, broers en susters, herdenk ons die feit dat Jesus wel hierdie trooster gestuur het. Dat hy wel die Heilige Gees gestuur het. Hy het aan ons sy Gees gegee om ons te kan help glo en ons te kan help om te bely: U is die Christus, die Seun van die lewende God. Uit my eie kan ek dit nie doen nie. Die grootste gawe wat die Heilige Gees aan ons gee, is die gawe van geloof. Met ander woorde, die gawe om te kan glo en te kan bely. Paulus skryf in Romeine 8 dat die Gees van God ons ook help om te ontdek dat ons kinders van God is. Die Heilige Gees verander mense se harte. Deur hom kan God harde harte ook sag maak. Maar die Heilige Gees gee vir ons ook 'n ander grootste gawe. En dit is om mekaar lief te hê. Daarmee saam gee hy vir ons gawes, maar sonder die liefde kan ons nie die ander gawes wat ons van hom ontvang gebruik nie. Sonder die liefde kan ons nie die gawes wat die Gees vir ons gee gebruik om sy gemeente op te bou nie. Wanneer lidmate van 'n gemeente in liefdeloosheid teenoor mekaar leef en probeer om mekaar om elke hoek en draai by te kom en beter te wil wees as die volgende, is dit die ideale resep vir 'n gemeente om hom op sy knieë te dwing en later tot nie te laat gaan. Ons glo in God die Vader en die Seun op grond van die Heilige Gees wat in ons aan die werk is. Sonder die Heilige Gees is 'n geloof in die drie-enige God nie moontlik nie en kan die kerk tot niet gaan. Dis die Heilige Gees wat ons verseker dat die inhoud van die evangelie, naamlik die boodskap dat God die mense nood raak gesien het, mens geword het, in ons plek gelei en gesterf het en opgestaan het uit die dood, dat daardie boodskap mense se harte bereik. Dis die Heilige Gees wat mense se lewens verander ten goeie, wanneer hulle die goeie nuus van die evangelie hoor. En dis ook hy wat help, dat hulle wat dit hoor, dit glo, en dit gaan verkondig as die waarheid. Die Heilige Gees laat mense met vertroue in God lewe. En waar dit gebeur, word die kerk van Jesus Christus sigbaar in hierdie wêreld. En dit is dalk die enigste goeie nuus wat sommige mense hoor of sien.
ons is soms skaam hiervoor. Hoekom sal ons skaam wees daarvoor, broers en susters? Wat vir 'n vraag is dit? Ek dink die vraag is geoorloof, want ons is maar skugter, veral ons wat hervormers is, om oor die Heilige Gees te praat. Om te sê, die Heilige Gees het my gelei, die Heilige Gees het my getroos, of die Gees het aan my 'n spesifieke gawe gegee. Net nou dink ander mense dalk ek dweep. Net nou dink ander mense dat ek met 'n aangeplakte vroomheid rondloop. En dis nie wat ek wil hê nie. Mense moet dit nie van my dink nie. Ons mag maar aan die Heilige Gees ook die erkenning gee wat hom toekom. Ons bely immers ons geloof in die drie-enige God, die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Hy is deel van God. Die Gees help ons om dit te doen, want uit ons eie kan ons nie. Ons kan nie uit ons eie glo en uit ons eie bely nie. Geliefdes, ons pad is dalk nie altyd reguit nie. Maar ons weet en ons glo dat God ook op hierdie kronkelpad by ons is. Ons dae is nie altyd goed of altyd lekker nie. Maar ons glo dat God ook in daardie moeilike tye by ons is en ons nooit alleen laat nie. Dit kan ons bely danksy die gawe wat die Gees vir ons gee. Ons doen dit nie uit ons eie uit nie. Ons kan vanmôre huis toe gaan met Jesus se woorde wat aan ons gerig is. Gelukkig is jy, want dit is nie 'n mens wat jou laat glo en jou laat bely nie, maar die Heilige Gees. Amen. Kom ons bid saam. Here, dankie dat U Gees aan die kerk gegee het as 'n gawe. Dankie dat U ook U Gees aan elkeen van ons gegee het. Dat ons deur hom ook die gawe kan kry van geloof en van liefde. Here, ons moet bely dat ons soms skaam is om te praat oor die Gees. Maar wil U ons help, wil U ons deur die Gees so lei, dat ons ook aan die Heilige Gees wat deel is van die drie-enige God, die erkenning sal gee wat hom toekom. Dankie Here dat U ons help om te glo. Dankie dat ons ook die vrymoedigheid kan hê, om wanneer dit voel of ons sukkel om te glo, vir U te kan vra. Gee vir ons geloof. Help ons om te glo. Want Here, ons sien dit ook in wat die Here Jesus ook teenoor Thomas gedoen het, dat hy hom wou help glo. Hy het hom nie veroordeel nie. Gee vir ons geloof, Here, want uit ons eie uit kan ons nie glo nie. Amen. Gemeente, as slotsang sing ons gesang 431, verse 1 en 2, en dan bly ons staan vir die seëngroet en die wegseëningslied is dan Psalm 204, verse 1 en 2.
ontvang nou die seën van die Here en gaan in vrede. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sal by julle elkeen wees. Amen.